Here, hierdie woorde wat ons gesing het, is eintlik presies die opsomming van hierdie boodskap. U is ons verlange, maar ons is ook u sin. En daarom vra ek u dat u ons nou met geopende ore sal luister, met ontvanklike harte, oop gemoed, 'n leerbare gees. Ons is met u woord besig, ons is met die lewende God besig. En u is met ons besig. Mag ons hierdie oomblikke beleef, van heilige oomblikke, tye saam met u. Help vir ons deur die woord, en die gees, en gee ons 'n gehoorsaamheid. Amen. So Paulus skryf hierdie briefie, en ek het vir julle dit gesê, hy skryf in 'n gemeente in Kolosse, en eintlik is dit, die brief is so geskryf, dat dit eintlik, mens kan eintlik in Engels praat van 'n roadmap, of 'n, sy sê, bloudruk, of 'n plan, vir gelowiges, want hy vertel vir ons wie ons is, en hy sê vir ons hoe moet ons leef. En dis waaroor hierdie hele brief gaan. Dit is 'n manier hoe hy ons prakties wil help om in praktyk te leef, wat ons reeds in posisie is. Want ons posisie is voor God, kind van God. Nou, die eerste 2 hoofstukke is die teologie, praat hy baie oor wie is ons, en dan van hoofstuk 3 af, wat ek gesê, is eintlik een lang preek, wat ons nou oor 5 weke doen, ons is nou vandag in die middel, maar hy praat baie van klere, hy praat van klere aantrek en klere uittrek, om vir ons eintlik te wys, hoe moet ons met die ou lewe lewe. Ek gaan net vir julle 'n paar versies daar lees. Hy sê, julle is eintlik soos iemand wat sy ou klere uitgetrek het en nuwe klere aangetrek het. Die ou klere is julle slegte ou gewoontes en die verkeerde manier waarop julle geleef het. Daarvan moet julle ontslae raak soos van ou klere. God het egter vir julle ook 'n nuwe stel klere gegee. En hierdie klere maak jou heeltemal nuut. En dan bring jy al hoe nader aan God. En dan die hoofpunt van vanoggend, God het julle gekies. Julle is sy spesiale mense in die wêreld. Hy is baie lief vir julle. Daarom moet julle die klere aantrek wat by julle pas. So ek nou dink oor die preek en ek begin werk en ek sou so halfpad deur is, dan ergens moet jy 'n tema kry, want ergens moet iemand weet wat is die tema, ek weet nie vir julle belangstel daaraan nie, maar die tema sê eintlik, dis wat jy met huis toe vat. As jy die tema van die boodskap reg kan verstaan, dis al wat jy moet onthou. As iemand jou vra wat die dominee gepreek sê, ek weet nie, maar ek weet die tema was dit. Nee, maar toe dink ek, maar miskien moet ek sê, ja, ons is lewend in Christus, geklee met Christus. Of geklee in Christus. Maar ek wil dit so maak, ek wil die tema maak, en dis die tema van vanoggend is, jy's lewend in Christus, maar jy's geklee vir Christus. En dis waaroor het vanoggend gaan. So kom ek lees vir julle vanoggend se gedeelte. Begin by vers 11 wat ons laasweek geëindig het. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk wat hy baie liefhet. En daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar, vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe, moet julle mekaar ook vergewe. En bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat tot volmaakte eenheid saam bind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te leef. Wees altyd dankbaar. So ek het verlede week, as julle nou verlede week hier was en julle wat nou nie hier was, jy kan so opsomming kry. Ek het verlede week gesels en ek het sê probeer die parallelle trek tussen Kolossense, die verhouding tussen God en ons, tussen in 'n huwelik. En ek het toe gesê dat die kernvers, die kern eintlik van die hele brief in Kolossense, maar eintlik die kern van die hele Nuwe Testament, is net hierdie een woord, hierdie een sin, Christus is alles. En dis die woorde wat hy vir ons wil geleer het. Hy het gesê, Christus is alles. En dis, Christus is vir my alles. En as jy dink aan 'n huwelik, het ek gesê dat 'n huwelik begin, wanneer mense in 'n liefdesverhouding ingaan met iemand, is die beginpunt van dit altyd, wat? Nou julle nog? Geloof. Dis waar enige verhouding begin. Want jy moet die persoon glo. As hy sê, ek hou van jou, dan moet jy hom glo. As sy sê, ek wil graag met
vir jou met jou trou, dan met jou glo, of ek wil lief wees vir jou, wat ook al. Elke verhouding is gebaseer op geloof, want jy moet glo wat die ander persoon sê. En die tweede ding wat ons gehoor het, is dat jy moet breek met ou gewoontes. Wanneer jy trou, het jy sekere gewoontes gehad. Jy het sekere maniere van dinge doen. Dit moet gebreek word. Wanneer jy getroud is, kry jy nuwe gewoontes. Dan moet jy nuwe maniere aanleer, moet jy op 'n ander manier begin goeders doen. 'n Ding wat ek ook gesê het, wanneer iemand trou, of selfs net wanneer iemand verlief is, en dan sê ons, Jesus, hy's 'n ander mens. Hy's 'n nuwe mens. En dis eintlik wat gebeur by die huwelik ook, is dat jy word 'n nuwe mens, en as jy hierdie goeders alles deurtrek, na wat Christus vir ons wil kom leer, dan is dit eintlik niks anders dan die hele brief van Kolossense, as jy dit gaan lees van die begin tot die einde, en ek het gevra, julle moet dit 'n paar keer deurlees, maar gaan lees dit nou hierdie week deur, en kyk of jy die huwelikstaal daarin kan sien, of die liefdestaal daarin kan sit. Want dis wat hierdie hele brief oor gaan. So volgende week gaan ons juis praat oor die huwelik. So enigeen van julle wat nog nie getroud is of getroud is, julle moet hier wees. Want ons gaan praat oor hoe leef iemand wat Christus in hom het, in die huwelik en in sy gesin. So volgende week is verskriklik belangrik. Maar eintlik alles wat ons vanoggend nou van nou af verder sê, het te doen ook met ons huwelik en met ons huwelik met God. Nou, dis vir ons manne moeilik om daaroor te dink, maar ek wil hê jy moet dit heeltemal uit jou kop uit sit. As 'n mens nou menslik daarna dink, maar die Bybel gebruik baie keer hierdie beeld van 'n bruidegom en 'n bruid. Praat van Jesus as die bruidegom en van sy kerk ons as sy bruid. So ons moet nou nie, ons manne is moeiliker om daai begrip te verstaan, maar kom ons bid dat die Here jou sal sommer nou gryp en dat jy verstaan wat hy bedoel as hy sê. Want hy sê in Openbaring, laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruiloft van die lam het aangebreek. En sy bruid, en dis nou die kerk, ons, het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn klere, helder klere, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. So dis eintlik die hele ding waar Kolossense eintlik maar die hele storie van God. Maar die kern, en dis die kernvers, as jy dit gaan onthou, is vers 12. Kom ek lees dit vir julle. Omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is. Dis die hoofgedagte. As jy dit kan huis toe vat en vir ewig saam met jou vat, dis liefdestaal, want Christus, ons het in vers 11 gehoor, dis ons antwoord op alles wat God vir ons gedoen het. Ons antwoord is om te sê, Christus is my alles. Daarop antwoord hy in vers 12, maar ek het jou uitgekies. Ek het jou heilig gemaak. Ek het jou my geliefde gemaak. Dis 'n antwoord op jou antwoord op God. So ek wil daai volgende, sit vir die Griekse vertaling, ek wil dit vir 'n rukkie daar hou, want ek wil hê jy moet dit mooi verstaan. Om uitverkore te wees, is die een wie gekies is. Om heilig te wees, is om een kant neergesit te word, is om te sê, jy's myne. Dis spesiaal, dis net myne. Geliefd, daai woord, as jy moet gaan vertaal, is om innig lief te hê. So hou dit so 'n oombliekie daaroor op. As jy nou dink aan 'n huwelik, uit die 8.3 biljoen mense wat daar leef op hierdie aarde, het jy jou vrou of jou man gekies. Dis so uniek dit is. Dis so spesiaal dit is. Uit al die 8.3 miljoen mense is jy gekies om met mekaar te wees. As jy dink aan al die ander mense wat jy moontlik mee kon 'n verhouding gehad het, het ek gesê ek kies jou. Jy's vir my een kant neergesit, jy's myne. En vir al die ander goed wat ek kan lief het ek jou innig lief. Daar sê hulle het tot gister nog getel, daar's 4.13 biljoen vroue in hierdie wêreld. Uit die 4.13 biljoene vrouens in die wêreld het ek hierdie gekies. Sy is so uniek is sy. Van al die vrouens van hierdie 4.13 biljoen vrouens het ek gesê jy's myne. Ek het jou een kant neergesit vir my. En van al die moontlike mense wat ek kan lief hê, en ek het baie mense lief, het ek niemand innig lief nie. Behalwe haar. Dis so uniek dit is. En as jy dit dan vat na God toe, dis wat hy eintlik sê.
Hy sê, ek het jou uit al die biljoene mense wat daar was, uitgekies. Jy's myne. Ek het jou eenkant neergesit. Jy's spesiaal vir my. Dis die taal wat hy gebruik. En dan sê ek het jou innig lief. Dis die woorde wat ek wil hê jy moet onthou vir die res van jou lewe, maar ook vir vanoggend se preek. Dis wie jy is. Jy's uitgekies uit al die biljoene mense, kies ek jou as myne, en ek sit jou eenkant vir my, omdat ek jou innig lief het. Nou ek het al baie troues aangebied, en baie mense getrou, en ek het nog nie een keer teleurgesteld gewees oor die mense se gedrag, se kleredrag nie. Gedrag, ja, baie keer. Maar kleredrag, nee. Die manne wat hulle is hierdie boerseuns, maar hulle vat uit. Hulle sit sommer 'n boutaai aan. Hulle lyk partykeer met 'n kruisband. Hulle lyk heeltemal anders. Maar hulle is so uitgevat vir hierdie troue. Maar dis nie waarom die mense daar is nie. Hulle wag vir die meisie. Almal wag vir die bruid. Die ou kan daar staan. Hy kan die netjiesste klere gekoop het of gehuur het. Niemand sien dit eers raak nie. Maar hulle wag vir die girl om te kom. En ek wil julle sê, in al die troues wat ek nog ooit in my hele lewe gedoen, wat baie is, was ek nog nooit teleurgesteld nie. Elke keer het die bruid opgekom. Jong, ek kyk sommer nou vir jou. Ek gaan sommer weer huil as jy opkom. Ek huil sommer as die bruid opkom. Maar sy trou die oor 'n maand. Nee, 'n maand nie. Minder as 'n maand. Ja, so as die bruid daar opstap, dan is almal, sy is gedres to impress. En dis wat Paulus eintlik vir ons wil kom leer. As God sê, ek het jou uitgekies, en jy is spesiaal eenkant deur my gesit, en ek het jou innig lief, dress dan to impress. Dan moet die kleredrag iets daarvan sê, dat jy en ek in 'n verhouding gaan. En ek gaan so 'n bietjie kyk na die kleredrag van wat ons tot nou toe gehoor het oor die bruidegom, oor God. Oor wat trek Jesus aan? Die bruidegom het ons gehoor, volgende skyfie kan nou aangaan. Ja, die eerste ding wat ons gehoor het, is hoe lyk die bruidegom? En dit kan julle weer gaan lees, hoofstuk 1 en 2, daar waar hy gesê het, maar Jesus is die onsienlike God, wat sigbaar geword het. Hy is die skepper God. Hy is die een wat alles gemaak het, wat jou gemaak het, wat alles in stand hou. Hy is die een, dis 'n identiteit, dis wie hy is, die een wat dood gegaan het om jou vry te maak. Dis wie hy is. As jy gaan dink, wat het hy gedoen? Dis die tweede ding. Wat het hy vir sy bruid gedoen? Ons het dit gelees. Hy het sy bruid, sy kerk, vir jou en vir my kom verlos. Hy het ons kom sê, ek kom breek die mag wat daai sonde op jou het in die duisternis. Hy het gesê, maak nie saak wat jy gedoen het nie, ek vergewe jou al jou sondes. Dis wat hy kom doen het. Hy het gesê, weet jy wat, jy en jou vader, en die vader daar was 'n verbreekte verhouding, maar weet jy wat, ek het dit kom versoen. En weet jy wat het hy nog kom doen? Hy kom sê, ek maak jou deel van die goddelike familie, van die koninklike familie. En dan maak hy ons almal royalty. Ons is die koning se kind. Dis wat hy kom doen het. Wat het hy kom gee? Die derde ding, hy het homself kom gee. Hy het sy Heilige Gees gegee, nie om naby ons te wees nie, nie net om ons rug te hê, ons bek te hê, om daar te wees vir ons. God is nie daar vir ons nie. Hy is binne in ons. Hy sê, en ek is binne in jou, vat ek jou na ons Vader toe, ek gee vir jou vrye toegang tot by God, jou Vader. En ek gee jou nie net 'n stukkie van God nie. Ons het dit gelees, hy sê die volheid van God, die volledige God, gee ek vir jou. So daarop sê die bruid dan, die kerk, ek en jy. Hier is Christus alles, en almal, hy volgende vers. Nou as Christus jou alles is, en my alles is, dan is die eerste ding wat verskriklik belangrik is, hy bepaal jou identiteit. Dan sê hy mos wie jy is. Jy is iemand wat sê, Christus is my alles. Dan bepaal hy jou waarde. Jou waarde word nie bepaal deur jou verlede nie, of deur jou sonde nie, of deur wat mense aan jou gedoen het nie, of dit wat jy aan mense gedoen het nie. Jou waarde word deur hom bepaal. Hy bepaal nie net jou waarde nie, hy maak nie net jou verlede leeg nie, hy bepaal ook jou toekoms. Dis wat jou identiteit is as jy in Christus is. Hy gee jou die vreugdes van die lewe. So as jy hoor vanoggend, en ek wil dit weer herhaal,
Jy's uitgekies. Jy is eenkant neergesit. En jy's innig lief gehê op die oomblik. Daarop moet jy antwoord. Nou, hoe antwoord die bruid? En dit is wat ons begin prakties kyk het verlede week. Eerstens met jou gedagtes. Dink vir 'n oomblikie, julle wat nou ouer is, jy sit nou 'n klompie ouer mense, maar jy sit 'n klomp jong mense ook. As jy nou pas verlief is, ek het nou al vergeet hoe's dit. Maar dan dink jy mos nou net aan hierdie meisie of jou, die hele tyd. As jy in die oggend opstaan, ek weet nie of het nou nog of het so is nie, maar dan, die eerste ding wat jy vat is jou foon, nie op Facebook te page is, het hy 'n boodskap gestuur al, en ek het dit nou beleef, so bietjie vir laas week, toe ek nou so siek was, het Riekie my verlaat. En sy kan nie saam met my bly nie, want ek hoes te veel en ek lawaai. So sy het in die agterste kamer gaan leef. En weet jy wat, en as ek wakker word, dan stuur ek dadelik vir haar boodskap, sê, is jy wakker? Dink dadelik aan haar. En ek dink, dis wat die eerste ding is, wat God vir ons wil kom leer, is om te sê, ek ook lees dit vir julle, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Want ons leef in 'n wêreld, waar ons gedagtes oorheers word deur alles wat in hierdie wêreld gebeur. Want ons leef in die wêreld. Ons is nie op 'n Jesus wolkie wat ons hier deur die wêreld gaan nie. Ons is nou gered en nou float ons hier deur nie. Ons leef in hierdie wêreld. En een van die goed in hierdie wêreld is om die hele tyd ons gedagtes te prikkel. Die hele tyd sien jy iets wat jou gedagtes prikkel en wat jou kan verlei of jou kan irriteer. Of maak dit jy verkeerd optree. Ek moes gister dit spesiaal toepas toe ek in die winkelsentrum loop en hierdie ouens ry met hierdie skootertjies binne in die motor, binne in die plek. En toe kom amper die ding in my uit, maar ek gaan jou net sommer stamp. Toe dink ek, maar ek wil nou nie hê die kerk moet my kom uithaal nie. Maar toe dink ek spesifiek daaraan. Weet jy wat, die hele tyd is hierdie goed in jou face. En moet jy doelbewuste besluit neem, te sê ek is anders. Wanneer mense in hierdie wêreld leef en situasies gebeur of besluite moet geneem word, dan is die eerste ding wat eintlik by jou behoort te wees, omdat jy uitgekies en eenkant neergesit is en heilig gemaak en innig lief gehê word, is om te sê, wat sou Jesus gedink het? Dis die gedagte wat hy wil hê moet in ons gedagte wees. Dis waar jy moet vanmiddag opstaan, vandag huis toe gaan, môre opstaan en hy werk toe gaan, skool toe gaan, sport toe gaan, tussen jou vriende gaan wees vandag. Wat sou Jesus gedink het? Hoe dink hy? Die tweede ding is, wat die ons sy bruid moet maak, is om, hoe tree ons op? Nou, die eerlike realiteit van jou en van my, ons het 'n verlede. Ons het 'n verlede. En dis waar hy ons kom uithaal het. Ons het 'n klomp goed, wat vir ons vuil gemaak het, wat hy kom skoonmaak het. En laasweek, as jy laasweek hier was, het ek gesê, almal van ons leef in hierdie wêreld. God het ons nie uitgehaal en op 'n Jesus wolkie gesit of aan een kant. Hy sê, jy bly in hierdie wêreld, maar ek gee vir jou wit kleed. En die wit kleed maak jou anders. Maar die wit kleed maak so, enigeen van julle met wit klere by 'n braai is, of by tussen 'n klomp goeders is, en tussen, ek het laas, as jy tussen vuil goed loop, raak jou klere raak vuil. En ons het laas week dit gelees, hy het gesê, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, woede, haat, nyd, gevloek, vuil taal, leuns en bedrog, dis alles goed, wat deel is van ons lewe. En toe vir laas week het ek gesê, en ek het nou hierdie week gaan Engels leer, het ek gesê, as jy in 'n veld loop, en as knapse kerels, hulle noem het wat 'n gobbler's pick, of 'n beggar's stick, weet nie of jy al van dit gehoor het, maar dit lyk so, as daai meisie, so lyk haar rok. En dis wat gebeur met ons, elke dag, want ons loop so deur die wêreld, want die wêreld se sonde, ons is vir sonde dood, maar sonde is nie vir ons dood nie. Soos ek en jy deur hierdie wêreld loop, kom klou dit aan ons vas, en elke keer moet ek dit doodmaak, of ek kan dit los, en dan gaan dit nader aan my hele rok, my hele kleed oorvat, en ek het laas week gesê, dan raak ons gemaklik, met 'n grys kleed, nie met 'n wit kleed meer nie.
En dan aanvaar ons maar ons sonde. Maar dis nie soos hy ons gemaak het nie, die volgende prentjie. Dis soos ons moet wees. In die veld, tussen in die wêreld. Maar elke keer haal ek al daai goed af. Elke dag kom ek in, elke nou en dan word ek kwaad. En elke nou en dan is hierdie lelike gedagtes by my. Dan sê ek, Here, maar dit hoort nie op my wit kleed nie. Ek bely my sondes, en hy sê, as jy jou sondes bely, dan is hy getrou en regverdig, en hy maak jou sondes skoon, dat jy lyk soos daai wit kleed. Dis soos hy ons wil help. Die derde ding wat die bruid doen, is jy ken hom. Jy maak moeite om enige meisie wat begin uitgaan, maak moeite met mekaar, vir hierdie een rede. Hulle sê dit ook, ek wil jou beter leer ken. En daar's net een manier jy God beter leer ken, dis in die teenwoordigheid van God. Daar's nie 'n ander manier, ek het nie 'n makliker manier, of jy sê, ek gaan jou net gou so vinnig help nie. Daar's net een manier, jy leer God ken by God. Tyd met hom, soos hier vanoggend, in die Bybel, saam met hom. En hoe minder tyd jy met God spandeer, hoe meer gaan dit wys. Hoe meer van daai knapse kerels gaan in jou wit rok bly. En dan, hoe is jou gedrag? Hy sê, daarom moet julle die volgende soos klere aantrek. Liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. En daai klere aantrek is nie om met Christus bekleed te word nie, dis die tema wat ek gesê het. Jy klee vir Christus, jy trek daai goeders aan, omdat jy sê, ek wil aantrek vir Christus. Ek wil dress to impress, dis hoekom ek so wil lyk. So die wêreld moet nie beïndruk raak deur my en jou skills nie, of ons geld nie, of ons looks nie. Ons moet 'n indruk laat deur die manier ons geestelik aangetrek is. Dis wat hy ons wil kom leer. Liefdevolle deernis. Deernis beteken om sagter te wees, om mense se swakhede nie so veroordelend te wees nie. Dis wat hy sê. Vriendelikheid. Vriendelikheid beteken om maniere te soek om ook ander mense se lewe vir hulle maklik te maak. Nederigheid, opposite teenoorgestel is trots, is om nie te sê ek speel die hoofrol van die wêreld nie, maar God. En jy is vir my belangrik. Nederigheid. Sagmoedigheid. Die woordjie sagmoedig is eintlik om 'n perd in toom te hou. As om krag, mag onder beheer te sit. Om sag te wees. Om te sê, ja, ek kan 'n harde reaksie hê oor omdat jy my irriteer. Maar ek gaan dit inhou. Ek gaan sagmoedig wees. En ek hou van die woordjie, die ander woord wat ons, die ou woord vir geduld is lankmoedig. Jy vat lank voordat jy jou geduld, voordat jy ongeduldig, of jy moet nie ongeduldig, maar jy moet lank voordat jy moed opgee. Dis lank, vat 'n lang tyd. Dis die klere wat my hê, ons moet in die wêreld ingaan. Dis die klere. Dis maklike klere. Liefdevol, deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Dis wat jy elke dag behoort aan te trek. En dis daar wat ons deur die lewe moet gaan. En die tweede ding wat hy sê is, verdra mekaar, as enige 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos wat die Here julle vergewe het. So kyk wat daar staan, sit gou terug. Die laaste dikkie, vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. En julle is deur die Here vergewe. Sit hier en weet, ek is vry, ek verdien niks straf nie. Jou ding wat oor jou geskryf is jy's vergewe. Jy's vergewe nog voordat jy kon vra. Jy kon nie gevra het en jy's volkome, onvoorwaardelik vergewe. Jy kon nie by God uitkom om dit te verdien nie. Jy's vergewe. Dis wat hy sê. So moet jy vergewe. Hy sê, soos wat Christus vergewe het. Hy sê, en ek het al baie met julle oor vergifnis gepraat, maar as 'n mens praat oor vergifnis, dan sê 'n mens, ons het in Afrikaans 'n ding wat jy sê, jong, jy moet vergewe en vergeet. Dis nie wat die Bybel se vergewe is nie. Die Bybel se vergewe is, terwyl jy pyn het.
terwyl jy presies onthou wat daai ou of daai vrou aan jou gedoen het. Want dis presies wat Jesus gedoen het. Want Jesus het gekom en hy hang aan die kruis. En terwyl hy die ergste moontlike pyn wat jy kan beleef, sê hy, Vader, vergewe hierdie mense. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek het baie daaroor gedink, hoekom het hy dit gedoen? En ek het die enigste oplossing, of die enigste ding wat ek kan verstaan is dat hy wou nie met 'n onvergewensgesindheid in sy hart doodgaan nie. Hy wou dit afhandel, want hy hang daar, en hy voel maar, ek is dalk verkeerd behandel, en daarom sê Vader, asseblief, ek kan nie doodgaan, terwyl ek onvergewensgesind is nie. Vergewe asseblief hierdie mense, terwyl ek pyn het. God wil nie net hê, jy moet vergewe, soos wat Jesus vergewe het nie. Maar hy weet ook die effek van onvergewensgesindheid. Want hy weet dat onvergewensgesindheid, en julle almal weet dit, loop uit op bitterheid. Die Romeine het mense doodgemaak as hulle moord gepleeg het, deur hulle te kruisig, hulle koppe af te kap, op te hang. Maar een van die maniere hoe hulle mense veroordeel het, is om die lijk wat die persoon doodgemaak het, aan daai man vas te maak. En so moes hy deur die lewe gaan. En julle weet, 'n lijk gaan verrot. En dit wat 'n lijk verrot is wurms. En soos wat hulle uiteindelik daai lijk opvreet, begin hulle hom lewendig opvreet. Tot hy doodgaan. Dis die manier hoe hulle gestraf het. Dis onvergewensgesindheid. Dis om die lijk van iemand wat iets in jou in die verlede gedoen het, aan jou vas te maak, totdat dit jou ook verteer. Dat jy niks meer oor het nie. Een van die eienskappe van God is vreugde. So elke oomblik wat jy onvrede in jou hart het, mis jy 'n oomblik van vreugde. So hoe maak mens prakties? Jy hoef nie na die persoon toe te gaan nie. Jy hoef nie, as die Here vir jou sê, gaan so toe, dan is dit goed. Partykeer kan jy nie na die persoon toe gaan nie. Partykeer is die persoon al dood, wat jy te nagekom het. Jy gaan sit by God en sê, Vader, U leer my, U het my vergewe, toe ek nog 'n sondaar was. Ek vergewe daai persoon, terwyl ek pyn het. En miskien gaan jy dit 10 keer moet doen. Jesus sê 7x70, aan mekaar, totdat jy vry is. Maar jy kan dit nie los nie, want daai lijk gaan jou opvreet. En elkeen van julle wat vandag met 'n lijk sou gaan loop in die buitekant, jy gaan afstootlik wees. Mense gaan nie naby jou wil kom nie. En dis wat jy in die geestelike riem raak. Jy raak eintlik afstootlik, want jy's bitter. So as jy hier sit vanoggend met 'n bitterheid, dis die klere wat jy moet uittrek. En die klere wat jy vanoggend moet aantrek. Ek vergewe soos wat ek vergewe is. En dan sê hy, die heel belangrikste wat jy moet aantrek, is die liefde. Die liefde bind ons alles volmaak saam. Die belangrikste ding wat jy moet aantrek, is asof dit full circle is. Want ons het gelees, hy sê, ek het jou gekies, God sê, ek het jou gekies, ek het jou eenkant neergesit, ek het jou innig lief, hy sê, hoe reageer jy? Jy reageer met liefde. Toe hulle vir Jesus gevra het, wat is die mees belangrikste ding? Toe sê hy, jy moet vir God lief hê, en jy moet mekaar lief hê. En dan volg vrede. Hoor wat sê hy? Christus het vir julle vrede gegee, en daardie vrede moet julle lewe regeer. God het julle gekies om een te wees, die een liggaam van Christus, sy kerk. Daarom moet julle in vrede met mekaar leef, en julle moet ook dankbaar wees. Ek het baie gedink oor hierdie gedeelte van hoofstuk 3:1, vers 1 tot hierso by 15. Dat is 'n klomp praktiese goed. Maar dat is doodeenvoudig 'n lys van goed, wat God nie wil hê moet deel wees van jou klere drag nie. Kom ek sit daai eerste lys op. Sorry vir daai. Kyk gou na daai lys. Sal jy graag wil hê, ek moet daar bo skryf,
Jesus. Is dit die God wat jy sal hê? 'n God wat onsedelik is, wat wellustig is, wat gierig is, wat vol haat, wat jou vloek, wat onrein is, wat 'n God is vol woede. Ja of nee? Dis nie die God wat jy soek nie. Of sal jy dit graag wil hê, ek moet jou lewensmaat daarbo skryf? Of jou ma, of jou pa? Wil jy dit graag van jou kind hê? Dis wat hy ons wil kom leer. Hy sê, dis die kleredrag wat ek vir niemand wil hê nie. Want dis die kleredrag wat in die wêreld hoort. Net soos vir my en vir jou. Dis hy kom met hierdie ernstige versoek. Nou, ek weet, al daai goeders is op my en jou wit kleed, sulke knapse kereltjies wat kom aankom. Partykeer is daar goed wat jy verkeerd dink. En dis wat ek sê, dis wanneer jy gaan en sê, Here, ek is vry van die sonde, maar hier ek het nou toegelaat om iets verkeerd te dink, of om gierig te wees, of ek het 'n lelike woord gesê, ek weet dit hoort nie by my nie, ek maak dit dadelik reg. Maar dis nie so ek moet lyk nie. Die volgende prentjie, dis die opsomming van hierdie in die positief. Daarbo sal ons dit graag wil skryf, Jesus. Dis wie hy is. Dis wie ek wil wees. Dis wie ek wil graag hê, my ma moet wees, my pa moet wees, my kind moet wees. Dis wat hy, die klere wat hy wil aantrek. Nou dis 'n lewenslange aantrek. Hierdie is nie 'n eenvoudige, een dag stap jy uit en jy het al hierdie eienskappe nie. Want hoor wat sê Paulus, en ek het eintlik dit saam met Paulus gesê. Hy sê, ek sê nie dat ek al hierdie nuwe lewe klaar het nie, of dat ek al klaar is wat ek moet wees nie. Almal van ons is op pad soontoe, maar ek sal aanhou probeer om dit te kry, want Christus, Jesus het gesê, ek behoort aan hom, ek is geliefd, ek is eenkant neergesit vir hom, ek is uitgekies, dis wie ek is, maar ek is nog nie daar nie, maar ek weet want ek op pad is, ek weet wat ek klere ek gaan aantrek. Julle het almal gedink oor vandag se klere, dink aan daai klere, dis wat hy ons wil kom sê. Kom ek bid. Ja, ons kan nog so baie praat oor hierdie goed, maar is eintlik so eenvoudig, reguit, maklik. Ons kan dit maar net weer gaan lees in die woord. As ons dit dalk vergeet, mense wonder, waar gaan ek al hierdie goed kry? Dit staan net so. En jy weet, Here, dat 'n lys goed is nie altyd vir ons so lekker nie, want dit is so op die man af. Dit is so reguit. Maar U leer ons om te sê, ek het jou uitgekies, ek het jou eenkant neergesit vir my, en ek het jou innig lief. Trek dan die klere uit. Trek die klere uit, wat nie by jou hoort nie. En Vader, ons kan nie kies seker van daai goed. Dis 'n volledige wit kleed. Elke keer. En hy sê, as ons sondes bely, is getrou en regverdig om te vergewe. En om ons skoon te maak, nuut te maak. So ek weet nie wie is die mense wat voor my sit nie, jy weet. Jy weet wat hulle elkeen se struggle is. Jy weet wat hulle elkeen se vreugde is. Jy weet wat is die goed wat aan hulle begin vasklou het. Jy weet wat aan my vasklou. Ek wil dit kom bely, kom aflê, en so vir elkeen van ons. Mag ons hier uitgaan met 'n vreugde in ons hart, om te weet ek kan al my gemors hier los. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.